Hallo, ek is Marius Greiling van Suidlanders Media. Die Geneva Convention of die Geneefse Konvensie. Weet jy regtig wat dit is of wat dit dalk vir ons eendag kan beteken of hoe dit ons dalk eendag kan bevoordeel? So, wat is die Geneefse Konvensie? Die Geneefse Konvensie is 4 internasionale wette met 3 ekstra protokolle wat daarop gemik is om mense en soldate te beskerm in tye van oorlog en in konflik. Die 4 Geneefse konvensies wat in 1949 geteken was, die eerste ene is, dis die beskerming van gewondes en siekes van die gewapende magte wat op die veld is. Dis nou met landgevegte tussen nasies. Dan die tweede konvensie is die beskerming van gewondes en siekes en skipbreeklinge op see. Nou dit is meestal vir seegevegte. Dan die derde konvensie is die behandeling van krygsgevangenes. Die vierde konvensie is die beskerming van burgerlikes in 'n tyd van oorlog. So die mense wat dalk nie deel is van die oorlogssituasie nie, maar die burgerlikes van die 2 of 3 lande wat in oorlog is met mekaar. Dan die aanvullende protokolle. Nou 3 van hulle was in 1977 bygebring. Protokol nommer 1 is konflikte tussen state of verskillende lande. Protokol 2, en hierdie een is die belangrike ene vir ons hier in Suid-Afrika, is nie internasionale gewapende konflikte nie. Nou dit is gevegte wat plaasvind binne in een land. So dit is nie 2 lande wat teen mekaar oorlog maak nie, maar dit is binne in een land waar daar konflik of anargie plaasvind. Dan protokol 3 is in 2005 bygevoeg en dis die aanvullende beskermde embleem, die rooi kristal. Nou die ander is natuurlik die rooi kruis wat meeste van ons baie goed ken en ook die rooi sikkel is die 3 embleme waaronder maatskappye wat die mense help in konfliksituasies dan op hulle mag dra en hulle mag byvoorbeeld nie aangeval of geskiet of gevange neem word nie, want hulle is daar om al 2 kante se gewondes en siekes by te staan. Nou, hierdie is 'n baie eenvoudige en 'n kort opsomming van die wette en die protokolle, maar daar is eintlik baie meer inligting onder elke wet en protokol. Die hele Geneefse konvensie bestaan uit meer as 500 bladsye. Nou, hoe het die Geneefse konvensie dan nou ontstaan? Henry Dunant het groot geword in Geneva, Switserland, waar hy saam met sy pa en sy ma baie humanitêre werk gedoen het. Hulle het byvoorbeeld die siekes gehelp, die haweloses gehelp en selfs die paroolgangers gehelp. Hy het groot geword in so 'n tipe gesin. Nou as volwassene het hy baie goed gedoen in besigheid en hy was eendag op pad na Napoleon Bonaparte toe om te sien oor 'n persoonlike saak wat gaan oor sy besigheid en 'n probleem wat sy maatskappy belemmer het, moes hy toe vir Napoleon gaan sien het. En terwyl hy na Napoleon toe op pad was, het hy by die slagveld van Solferino verby beweeg. Nou, die geveg het net klaar gemaak nadat hy daar verby beweeg het en hy het gesien hoe albei kante se soldate daar met hulle wonde lê en in pyn skree. En daar's nie regtig waar iemand wat hulle bystaan of hulp aanbied nie. En dit het gelyk vir hom asof niemand omgee oor hierdie soldate van al 2 kante van hierdie geveg wat daar lê en ly nie. Hy het die gemeenskap bymekaar gemaak en gemobiliseer. Hy het sy eie sak uit voorrade gaan koop om mediese hulp aan albei kante te verleen. Hy het natuurlik duidelik instruksies gegee dat albei kante se soldate dieselfde aandag moet geniet. Hy het daarna toe 'n boek geskryf oor sy ervaring by die slag van Solferino en dit self gepubliseer en self versprei. En sy idee van 'n neutrale organisasie wat soldate kan medies bystaan in toekomstige konflikte het gelei na die begin van die Rooi Kruis en ook die ondertekening van die heel eerste Geneefse konvensie. Henry Dunant was ook die persoon wat die heel eerste Nobelprys van vrede ontvang het net so voor sy dood. Nou, is die Geneefse konvensie vandag nog in werking? Ja, definitief. Die Geneefse konvensie is vandag nog in werking. Amper elke land het die Geneefse konvensie in een of ander manier onderteken. Nou, hoekom sê ek in een of ander manier? Daar is 'n paar lande wat van die protokolle nie onderteken of bemagtig het nie. Dit sluit in Amerika, Israel, Iran, Irak, Turkye, Indië, Pakistan en nog 'n paar meer.
Onthou dat alle lande het die wette onderteken en dit bemagtig. Dis net 'n paar wat nie die protokolle onderteken het nie, of selfs hulle die protokolle geonderteken, maar hulle het dit nie bemagtig nie. Nou is Suid-Afrika deel van die Geneefse Konvensie. Ja, ons is. Ons is definitief deel van die Geneefse Konvensie. So Suid-Afrika het al die wette en die protokolle geonderteken en gebemagtig. Die groot bewyse dat ons of die huidige regering hulle onderwerp aan die konvensie is dat hulle vir Israel na die wêreldhof toe gesleep het met aantuigings van volksmoord en hulle het hulle aangekla volgens die Geneefse Konvensie se wette en protokolle. Daar is ook al deur ons ministers in die media genoem dat ons vlugtelinge uit Gaza uit moet help, omdat ons die Geneefse Konvensie onderteken en bekragtig het. Nou wat beteken dit dan nou vir ons vandag? So protokol 2 waarvan ek bietjie vroeër gepraat het, gaan dalk baie belangrik raak vir ons in die nabye toekoms. Protokol 2 gaan spesifiek oor die moeds en die moenies as daar konflik of anargie binne in jou eie land plaasvind. So dis nie 'n internasionale konflik nie, maar een binne die grense van jou eie land. Nou hoeveel keer het ons nie al gehoor van 'n revolusie wat moet plaasvind in ons land vanaf die kampe soos die EFF, die ANC, die MK party nie, 'n revolusie wat gemik is teen die koloniseerders, die landdiewe of die onderdrukkers, die witman, die boer. Wat van as SASSA ewe skielik nie meer gaan uitbetaal nie, of as Eskom dalk vir 'n week net in duie stort reg oor ons pragtige land? Nou, dit sal definitief maak dat die massas honger word en daar sal anargie word. Wat is daar ook 'n volksmoord te begin word soos wat die regering vir Israel van beskuldig het? Wat staan die volk wat gemoor word te doen volgens die Geneefse Konvensie se wette en se protokolle? Wat as die hele land in anargie en onrus gedompel word? Ek bedoel, ons is so tydjie terug Natal, Durban, daardie ongelukste gesien 'n paar jaar terug. Nou wat gebeur as dit in ons hele land gaan plaasvind? Nou die Suidlanders noodplan is juis binne die wette en die protokolle van die Geneefse Konvensie opgerig. Jy kan onttrek na 'n meer veilige area toe. Jy kan 'n gebied vir jou afmaak en daardie gebied beskerm en verdedig teen die volksmoord, teen die mense wat die anargie laat gebeur en die geweld laat gebeur binne in jou eie land. So dit maak nie saak of die massas van hierdie wette weet nie of nie omgee daaroor nie. Wat saak maak is laat die hele wêreld weet dat Suid-Afrika hom onderwerp, geteken en bemagtig het aan die Geneefse Konvensie en dat die burgers van daardie land wettiglik mag optree volgens die wette en die protokolle van die Geneefse Konvensie om hulle self te kan beskerm. Die vraag is, het jy 'n plan wat jy gaan doen as die popo die fans slaan nou hier in Suid-Afrika? Is jy deel van 'n groep, 'n beweging of 'n organisasie? Is daardie groep, beweging of organisasie se planne binne jou land se wette? En meer belangrik, is dit binne die Geneefse Konvensie se wette en protokolle? Micha 4 en Josea 2 in die Bybel en 'n hele paar van oom Siener van Rensburg se visioene praat van dat ons gaan wegtrek. Ons gaan uit die stede uitvlug na die veld of na die berge toe. Daar sal ons weer as 'n volk voor God ons verontmoedig en hy sal ons bystaan in daardie tyd. Nou ek hoop en glo dat hierdie dalk 'n bietjie van die vrae rondom die Geneefse Konvensie en hoekom dit so belangrik is kon beantwoord het vir jou. Mag jy en jou familie 'n geseënde feestyd hê vorentoe. Van my kant af, mooi loop. Totsiens.